Net as dinge mooi goed gaan by die huis, ontplof het by die werk, gaan ek nooit rus kry nie. Dis soos die lewe is, so op en af soos 'n seesaw. Ek is in so 'n toestand, kyk hoe bewe ek. Van wanneer af suip jy? Wat? Net mense wat suip bewe so in die oggende. Nee, is van skok. Het jy 'n lewendige plak gevat of so iets? By Gert het afgebrand. Wanneer? Gisteraand. Sit. Gooi vir jou 'n bietjie koffie met baie suiker in, is goed vir die skok. Nou weet ek hoe dit voel as 'n mens jou werk moet verloor. Is nie 'n lekker gevoel nie, ek weet. Toe ons vanoggend daar opdaag, toe is daar niks meer Cellon oor nie, net een groot pikswart gat. Dis verskriklik. En 'n naambord wat skeef hang wat sê, "Bye." Dis al. Die Gert het weggebrand. Arme Gert kan nie ophou huil nie. Hy sê dis asof iemand hom van die aarde af wil afvee. Hoe dit gebeur? Was daar 'n elektriese fout of 'n oop plug of so iets? Niemand weet nie. Jy het nie dalk per ongeluk iets aangelos nie. Soos wat? Curling tong, elektriese curlers, 'n hotplate, 'n blikkie hairspray in die microwave. Jy klink nou net soos daai inspekteurs van die brandweer. Ons almal is soos verdagtes geondervra. Gert is gedreig om 'n polygun, poly iets toets af te lê. Dis 'n masjien wat sê as jy lieg. Ja, ons skoonmakers moet gereeld daarvoor gaan as iets wegraak. Polygraaf. Martin moes ook vir een gaan voor sy werk om 'n pakket aangebied het. Een van daai speurders het vir Gert gesê, "Ou maat, jy hou bietjies te veel en te hard na my smaak." Ek glo nie hy het besef Gert is gay nie. Klink vir my eerder asof die speurder vermoed daar was brandstigting. Ek weet nie hoe hulle dit kon gesien het nie. Daar was niks oor nie. Dit het gelyk soos een helse ontploffing. Die reception desk se stuk in 'n stoel en 'n halwe headdraaier is toe oorkant in die Kaappark gekry. Dan moet julle maar eerder bly wees dit het in die nag gebeur toe niemand daar was nie. Toevallig was daar iemand. Wie? Kevin, Gert se bodybuilding boyfriend. Hy's net so entjie verder as die stuk in 'n stoel gekry. Is hy Nee, dis 'n wonderwerk dat hy nie ernstig beseer is nie. Hy's vol skraapmerke. Sy hare is hier voor weggeskroei. 3 hairclips sit in sy bobeen vas. 'n Staalkuiler het een van sy ribbes gebreek en sy cigarette lighter het blaas op sy hand gebrand. Is nou vir jou 'n ding, né? Arme Kevin is vreeslik geskok. Hy sê hy het toevallig 4:00 die oggend verby die salon gestap en net toe hy sy sigaret wou aansteek, word hy verblind deur 'n wit lig en hy hoor 'n geweldige ontploffing. Vandaar is alles 'n blank. Tot hy oorkant in die Kaappark tussen die asblikke deur 'n jong, aantreklike ambulansman met blou oë en 'n sterk kakebeen wakker gemaak is. Mauritius is amazing. Jy sê dit elke keer as jy daar was. Ons het gisterand by ons hotel 'n theme party gehad en die tema was Pirates of the Indian Ocean. Ons moes almal so seerowers aantrek. Is dit nie net bedoel vir die gaste wat daar op vakansie is nie? Nee, vir almal wat in die hotel oornag. In Mauritius is dit net die hele tyd party. En hulle verwag van die gaste om saam te party. Wat as jy nie lus is nie? O nee, dit gebeur nie daar nie. Die eiland se vakansieatmosfeer is aansteeklik. Dit is soos 'n drug. Die ritme hang in die lug. Jy is skaars uit die lughawe gebou uit. Of jou lyf begin sommer so van self die beat te vang. En dit het natuurlik niks te doen met die drank wat jy op die vliegtuig bedien nie, né? Nee. Ou mense, kinders, nonne, almal word aangetas deur the beat of the island. Mense is op 'n high. Jy voel sommer so vol lewe en lus vir alles. Dis baie sensueel. Ek kry sommer so tingle oor my hele lyf as ek daaraan dink. Ek ken 'n ander naam vir daai tingle. Hoekom is jy so negatief? Seker hierdie land se mislike atmosfeer wat jou so aantas. Jy moet 'n bietjie internasionaal reis. Wegkom van hierdie boring groef waarin jy is. Dit kos geld om te reis. Nie elke mens kry 'n vliegtuigkaartjie verniet as hy werk toe gaan nie. Nou spaar vir 'n paar jaar. Ek het gisterand by die pirate party geleer om te saiga. Wat's dit? Jy's 'n dansonderwyseres en jy weet nie. Nee, ek weet nie. Dis Mauritius se volksspele. Die saiga. Ja, dit sit alles in die heupe. Dit lyk eerder vir my soos volksspele op drugs. Daar's 'n professionele saiga dance troupe wat by die hotelle shows doen. En dan na die show, kies hulle mense uit die gehoor uit, dan leer hulle hoe om te saiga. Ek was gekies. Wat 'n fout was? Ek kan miskien nie my agterend soos jy swaai nie, Jy's reg, jy kan nie. maar ek kan dans. Vat nie 'n doktersgraad om te kan dans nie. 'n Mens hoef nie eens matriek te hê nie. I rest my case.
Probeer jy my jaloers maak of wat? Hoekom is jy so af? Het jy kalenderkoors? Ek voel sleg oor Trompie. Wat's fout met Trompie? Hier by Gert het heeltemal afgebrand. Nee, is Trompie beseer? Dit het in die middel van die nag gebeur. Trompie het niks oorgekom nie, hy is net baie ontsteld. Shame, ek sou ook wees. As jou werk afbrand, sal jy bietjie meer as ontsteld wees. Veral tydens 'n internasionale vlug. Ek probeer slaap, maar julle lawaai ook so. Waar's Hester? Ek dink ek het haar stem gehoor. Sy is in haar badkamer besig om 'n kat te skiet. Sweer as hy airline kos. Op Banana Airways sê hulle beef or chicken, maar nie dat albei curry is nie. Dis 'n paniekete. Soos daai wat sy gekry het destyds toe sy net begin vlieg. Ag nee, moenie vir my sê sy gaan weer daai recurring nightmare begin kry nie. Watter ene? Die een oor die vliegtyg wat brand. Wat op aarde kon dit nou weer getrigger het? Ek het nie 'n idee nie. Het jy vir hom gesê van jy by Gert? Ja, maar nie alles in detail nie. Kon dalk dit gewees het. Sy sal maar net weer vir 'n paar sessies terapie moet gaan. Wat maak jy? 'n Chocolate mousse koek? O, met so 'n bietjie lekker. Ja, maar dis vir Trompie om hom 'n bietjie op te cheer. Ja. Sorg dat jy hier in my kombuis skoonmaak waar jy mors. Hallo, dis Esther. O, hallo oom Martin. Nee, goed. Maar oom Martin, Auntie Bessie het gesê as oom weer bel, dan moet ek sê sy's nie beskikbaar nie en die foon neersmyt. Ek is baie bly jy's hier. Om so alleen in my huis rond te loop en worry maak my net depressed. Maar waaroor worry jy? Ek is werkloos, dis vreeslik. Ek is seker daar's baie salons wat jou onmiddellik sal aanstel. Ek is onder kontrak by Gert. Maar dit het in 'n rookwolk verdwyn. Gert sê hy's vandag te upset, maar hy sal môre met die versekeringsmense praat om kwotasies te kry om so gou moontlik met die herstelwerk te begin. Dit gaan 'n paar maande vat en intussen moet jy iewers anders werk. Ek sal môre begin rondbel. Ek's vandag in 'n toestand. Dit sal nie goeie indruk skep as ek vra vir werk en dan in trane uitbars nie. Ek is besig om vir jou 'n chocolate mousse koek te bak om jou 'n bietjie op te cheer. Dis 'n tye soos die wat 'n mens jou ware vriende leer ken. Dankie dat jy aan my dink. Moet asseblief nie nou begin huil nie, want dan gaan ek ook in trane uitbars. Albertus se ex, daai skieloog window dresser, Rassie Pitter het my net nou gebel. Om te simpatiseer. Hy sê hy hoor by Gert doen ons nou 3 soorte perms. Medium, rare en well done. Ek dink nie sy dit aspres bedoel nie. Esther is nie so wreed nie. Jy ken haar. Partykeer glip woorde uit haar mond uit voor dit eers 'n draai in haar brein gemaak het. My ma gaan haar so uitvreet as sy hiervan moet hoor. Moet dan liewer nie vir jou ma sê nie. Sy bel my elke dag. Ek weet nie of ek dit sal kan terughou nie. Probeer. Ek het gedink ek is heeltemal oor die. Ek gaan nie weet wat ek bedoel. Ja, jy is oor dit, heeltemal oor dit. Dit was net 'n klein relapse. Dis normaal. Dit gebeur met almal wat oor 'n vrees of 'n ding moet kom. Om te relapse is deel van die gesondwordproses. Dankie, Auntie. Ek het sommer weer moed. Kan ek jou nie maar 'n pilletjie gee om jou te help slaap nie? Hè? Slaap! Ek dink ek moet dit doen in my toestand nie. Wat as ek weer my nagmerrie kry? Jy gaan dit nie weer kry nie. Ek wens ek kan so seker soos Auntie wees. Ek weet nie of ek vanaand kan slaap nie. Kyk, as jy dit kry, behoort dit teen die tyd al so boring te wees soos 'n movie wat jy al 30 keer op heruitsending gesien het. Jy ken die hele storie, jy weet presies wat die einde gaan wees. No surprises. So daar is niks om voor bang te wees nie. Miskien is Auntie reg. Ek moet dalk so daaraan dink. Vergeet van die nagmerrie. Moenie eens daaraan dink nie. As jy wil dink aan ander goed. Lekker goed soos die Sega dancing of die pirate party waarvan jy gepraat het of ding dong ping pong. Ekskuus Auntie. Woeps waps boom bang making whoopie. Wat ook al julle jong mense dit deesdae doen. Jy weet presies waarvan ek praat. Moet nou nie maak asof jy so onskuldig of dom is nie. O, okay. O, dink daaraan.
Dink Antie nog daaraan? Tuurlik, is nie van klip gemaak nie. Dink nogal bly baie daaraan. Hi, Antie. En moenie vir een oomblik dink dat ek nie meer deelneem nie. Okay, ek wil nie enige verdere detail hoor nie. En ek sê jou nou, as ek eendag as gevolg van 'n hip replacement of medikasie nie meer kan deelneem nie, dan wil ek 'n toeskouer wees. Waarom sit jy so diep en dink? As ek jou moes sê, sou jy bloos. Is Bessie al weg werk toe? Nou net, en Esther is by die studio. Ek's alleen hier. Ek was nou net by die polisiestasie om 'n verklaring af te lê. Almal wat vir by Gert werk moes. Ons is onder verdenking. Hoe like jy dit? Ek like dit glad nie. Jy moes hoor hoe onbeskof een van haar spelers met arme Kevin was. Auntie Bessie sê vir my Kevin is in die hospitaal. Hy is ontslaan, vol pleisters en verbande. Shame, hy sê hy voel nie te lekker nie. Wat het Kevin 4:00 die oggend voor die salon gaan soek? Hy en Gert het 'n effense uitval gehad, toe gaan stap by 'n end. Bly Gert naby die salon? Nee, baie ver. Hy en Kevin deel 'n huis in Rodepoort. Die speler wou dit ook weet. En hoekom het Kevin gistermiddag 6 45 liter dromme vol petrol, 4 gasbottels, 'n boks vol braaivleislighters en 1 blou sigaretlighter gekoop? Ek is self nuuskierig. Die petrol was vir die grasnyer, die gasbottels vir die heater, die braaivleislighters vir 'n jaar se prys en die blou lighter want sy rooie was klaar. Glo jy dit? Die speurder het. Ja, maar ek vra vir jou. Ek glo alles, behalwe die petrol. Hulle het die elektriese grasnyer. Jy dink nie dalk Kevin het iets te doen gehad met die hele afbrand van die salon nie. Dit sal stupid wees. Die salon sponsor sy bodybuilding. Hier maak iets nie vir my sin nie. Daar's baie wat vir my nie sin maak nie. Soos wat? Waar kry hulle die saad om te plant vir saadlose druiwe? Ekskuus, Wat gebeur as 'n giftige slang sy eie lip raak byt? Trompie? Is jy okay? Nee, ek dink ek is op die rand van 'n nervous breakdown. Ek ook. Kom ons gaan drink baie sterk drank. Okay. My kop. Eina, wel myne ook. Gebeur as mens drank meng. Of te veel drink. Hoe laat is dit? Ek weet nie eens wat se dag dit is nie, wat nog van hoe laat dit is. Toffiekom, net gister sê jy vir my jy suip nie. Wat is dit die? Leë drankbottels. Wat wie uitgesuip het? Was ons albei, Antie. Julle weet hoe voel ek oor 'n gesuipery in my huis. Want dit was of dit, of 2 nervous breakdowns. Bessie, wat se dag is dit vandag? Woensdag. Wat het van Dinsdag aand geword? Ek het nie 'n klou nie. Het julle albei saam hier op die bank geslaap? Ek dink so, Antie. Wel, dit beteken ek was nie gisterand by die huis nie. Albert is gaan woedend wees. Ek sal onmiddellik moet gaan en mooi praat. Hy ruk sommer vinnig daai klereborsel uit en dan brand my bas. Ek hoop jy gaan hierdie gemors skoonmaak. Natuurlik, Antie. Ek kry gou vir jou 'n kop seerpil. Wat? Ek het deurgeslaap sonder om my nagmerrie te kry. Antie se raad het gewerk. Ek is nou so bord daarmee, my onderbewussyn wil dit nie eers meer heruitsaai nie. Voel jy beter? Baie. Die stort en Antie Bessie se regmaakpilletjie het baie gehelp. Jy moes my en Trompie op die bank sien lê toe jy huis toe gekom het. Hoekom het jy ons nie wakker gemaak nie? Ek wou eers ou sis, maar toe ek naby julle kom, toe ryk julle soos 'n been.
Ek was nie lus om met 2 dronk mense te kuip nie. Toe los ek julle dat julle dit afslaap. Ja, ons het 'n bietjie uitgehaak. Mens moenie op 'n nugter maag soveel sterk drank nuttig nie. Ek sien die hele storie van hierby Gertus in die koerant. Die polisie vermoed brandstigting. Heel moontlik 'n ontevrede kliënt. Waar val hulle uit die boom uit? 'n Mens moet dan maar vreeslik ontevrede wees met jou hairdo as jy gaan om die salon af te brand. Trompie sê, party vrouens kan woes raak. Hy is al 'n hele paar keer deur ontevrede kliënte warm geklap. Ja, dit gebeur so nou en dan by 'n salon. Ek dink iemand het hulle electric curlers aanvergeet en toe raak dit warm en toe ontplof dit. As electric curlers warm word, dan smelt dit. Persoonlik dink ek, hierdie Kevin ou weet baie meer as wat hy voorgee. Ek vertrou hom glad nie. Weet jy dalk of hy grys skoene dra? Hoe sal ek dit nou weet? Ek sal vir Trompie moet vra. Ek vertrou glad nie 'n man wat grys skoene dra nie. Waarvan praat jy? Hoe oplettend is jy as jy 'n fliek of 'n program op die TV kyk? Die skuldige ou dra altyd 'n paar grys skoene. Regtig ma, ek is okay. Ja, ek vat my medikasie. Auntie Bessie het oordryf. Dit was nie eintlik 'n relapse nie, dit was meer 'n vinnige flashback. Ek is fyn. Natuurlik eet ek. Ja, sy ook. Ons hou 'n oogie oor haar, sy het lanklaas haar vinger in haar keel gedruk. Okay ma, okay. Vir ma ook. Bye. Ek wou vandag al my contacts bel om te hoor of daar nie ergens by 'n salon vir my werk is nie, maar ek is nou so kwaad ek sal dit moet los tot môre. As jy en Precious alweer aan mekaar. Ek en Albertus, het jy geweet, hy het ook nie gisteraan by die huis geslaap nie. Hoe sal ek dit nou weet? En toe ek vanoggend by die huis inbars en sê hoe vreeslik jammer ek is, toe was hy besig om aan te trek. En terwyl ek so apologize, toe val dit my by, hy's besig om dieselfde klere as gister aan te trek. Albertus sal dit nooit doen nie. Hy het voor my by die huis gekom, toe was hy besig om uit te trek, en toe ek by die kamer inhardloop, maak hy asof hy aantrek. Mans kan verskriklik agterbaks wees. Hy was die hele aand by die Hairy Mango, Wat's dit? 'n baie serie gay en lesbo klub in Pretoria Wes. Dis waar as die Pieter bly. Is dit nie toevallig nie? 'n Mens sou dink dat Albertus, juis gisterand, reguit van die werk af huis toe sou kom om jou te kom ondersteun. Hy was glo depressed omdat ek my werk verloor het en is toe reguit na werk vir 'n paar drankies na die Hairy Mango in Pretoria toe. Hoe stupid is dit? Wat bedoel jy? Daar's 'n oordentlike drinkplek net 'n paar tree van sy werk af in Midrand, maar nee, hy moet Pretoria toe ry. Ek ruik 'n rot. Sorry, maar as ek opset is, raak ek bietjie winderig. Ek skiet 'n kat. Vanaand vat Albertus my uit vir ete om enige misverstand uit die weg te ruim, dan gaan ons dans en dan later huis toe kom om op te maak. En jy's gelukkig daarmee. Klink vir my na 'n goeie plan. Okay. Die polisie was by Gert se huis om dit te deursoek, maar hulle kon niks kry nie. Al wat hulle bietjie geplaat was Kevin se komputer. Van die laaste 53 websites wat hy besoek het, was 4 skurwe sites en die ander 49 toevallig sites oor bomme maak en brandstigting. En dit het nie die polisie agterdogtig gemaak nie. Hulle het gecheck, die 4 skurwe sites is almal wettige adult sites. My hande begin bewe en ek weg eerste. My mond voel droog. Ek weet dit is verkeerd om so oor jou te voel. Jy weet wat ek... Nee, gaan anders so mooi. Ag nee, ek gaan skaam kry, auntie. Ek kan nie eintlik klavier speel nie. Never mind die feit dat jy sing, sê vir my jy's okay. Sal auntie dit asseblief vir my ma sê? Sy ooreageer alweer. Jy weet mos jou ma's 'n vreeslike drama queen. Alle ma's is, deal with it. Wat dink auntie van Kevin? Kevin wie? Gert van hierby Gert se boyfriend. Hierby Gert is poerdes merdes. Ek is ernstig, auntie. Gert se Kevin. O, die bodybuilder. En wat van hom? Hoekom is ek die enigste mens op aarde wat die hele tyd allerlei tekens sien dat hy die salon afgebrand het, maar niemand anders verdink hom nie? Maar jy like hom seker maar net nie. Hy het so 'n hoop bewyse teen hom, auntie. Soos wat? Alles. Jy moet verstaan.
Daar's regte bewyse wat die polisie aan moet aandag gee. En dan is daar wat hulle noem circumstantial evidence wat die polisie moet ignoreer. Hulle ignoreer alles. Dan is seker circumstantial evidence. Dit pla my verskriklik. Ag, relax, jy sal sien hulle gaan nog uitvind iemand het 'n ketel of 'n hairdryer aangelos, so iets. Hoor jy, ek moet loop, anders gaan ek laat wees my werk. Bye. Bye, Auntie. Croissant. 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 Levé. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Ja, okay. Jy was reg, ousus. Die Saiga is toe al die tyd Mauritius se tradisionele volksspele. Dankie. Het jou reg gehelp? Martha, sy het al baie Saiga danskompetisies daar in Mauritius beoordeel. Met wat se lugdiens vlieg sy? Ek weet nie. Seker 'n regte een? Ek sal liewer daai aanmerking ignoreer. Die Saiga lyk ook glad nie soos wat jy dit gedemonstreer het nie. Dis eerder so iets. Dis presies wat ek gedoen het. Ek sal eerder daai aanmerking ignoreer. Touché. Mon ami, vous êtes tcha. Vloek jy my nou in Frans? Nee, ek sê vir jou, jy spring bus elmboog paptert. Wat ek bedoel is jy dans soos 'n slapsluit. Sê asseblief wat jy bedoel. Maar luister asseblief na wat ek bedoel en nie wat ek sê nie. Hæ? As ek Frans praat, ek leer nog. Het jy gehoor? Die polisie het sommer so uit die bloute uit vir arme Kevin gearresteer. Uiteindelik het hulle oë oop gegaan. Wat bedoel jy? Ek het gevoel asof ek besig is om mal te word. Dat ek die enigste mens is wat al hierdie bewyse so duidelik soos daglig kon sien. Kyk, ek weet ek het nie matriek nie, maar ek het nou geen idee waarvan jy praat nie. Kevin is die skuldige. Hy het hier by Gert afgebrand. Dis nuus vir my. Die polisie het hom gearresteer vir die onwettige gebruik van steroids. Wat? Shame. Hy moet sy medalje teruggee en hulle gaan sy Mr. Benoni titel wegvat.